Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Vandag sit ek in die lieflike Kirstenbostuine in die Wes-Kaap en ek kom met jou of na jou toe met ons vat ons dorpe terug in die naam van Jesus. Soos jy nou weet, gaan dit nou later in die jaar die munisipale verkiesing wees en my oproep aan jou is, kom ons roep 'n verkiesing uit in die geesrealm. Kyk, die munisipale verkiesing is mos om te bepaal wie regeer ons dorp, wie regeer ons stad. Maar kom ons roep in die geesrealm 'n verkiesing uit en ons sê, wie wil ons hê moet ons dorp regeer? En daarvoor het ek vir jou 'n plan wat ek by die Here gekry het, want toe ek met die Here hieroor praat van, Here, wat van ons dorpe? Hoe kry ons dorpe gered? En ek wil met jou elke keer as ons by mekaar kom en ons gesels op hierdie program, wil ek dit met jou deel en ek wil jou ook aanmoedig om na ons website toe te gaan by www.prayerevangelist.com waar jy ook meer inligting hieroor sal kry en ook toegang tot al ons boeke sal kry en die kursusse wat ons aanbied. So ek sal jou graag wil verwelkom by www.prayerevangelist.com. So, ek gaan vandag begin by stap 1. Hoe om jou dorp vir die Here te wen. En ek wil jou weer uitnooi as jy wil hê, ons moet kom en dit saam met die like-minded in jou dorp doen, dan maak jy met my kontak, jy stuur vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en dan gaan ons meer met mekaar daaroor gesels. So, stap 1, hoe om jou dorp vir die Here te wen is, moet jy verstaan, die Here het 'n plan vir jou dorp. Ek weet, daar's baie ander agendas en die duiwel het natuurlik ook 'n plan vir jou dorp. Moet daaroor geen illusie hê nie. Maar die Here het 'n plan vir jou dorp. En in die eerste plek is die Here se plan 'n reddingsplan. Ek wil amper sê, daar is nie 'n ander plan as dit nie. Ons lees in die woord van die Here, hy vertraag nie die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, omdat hy nie wil hê een moet verlore gaan nie, maar dat almal gered sal word. Dis die Here se plan vir jou dorp, dat nie een verlore sal gaan nie, maar dat almal gered sal word. En hierdie plan het ek face to face met die Here gehoor. Terwyl ek in die hospitaal lê na 'n rugoperasie, ek praat nou van 1995, toe ek met 'n rugoperasie in die hospitaal lê, en 'n mens kan nie slaap nie, en dis seer, en die Sondagnag, ek sê donderdag geopereer, die Sondagnag toe is dit nou weer hier by 11:00, 12:00 sien ek gaan nie geslaap kry nie, en ek vra vir die verpleegster, trek die gordyn om my bed. En die eerste vraag wat ek vir die Here vra is, Here, hoekom lê ek hier? En ek weet nie of jy al so 'n vraag vir die Here gevra het nie. Here, hoekom? Hoekom ek, Here, en hoekom hierdie Here? En die volgende oomblik, toe ek dit sê, staan die Here Jesus by my bed. En ek wil nou vir jou sê, ek was nie aan die slaap nie, dit was nie 'n visioen nie, dit was nie 'n gesig nie. Jesus staan by my bed. En hy het 'n lang wit kleed aan, maar die lang wit kleed is deurweek van die trane. En ek sien die Here ween bitterlik. Nou op daai stadium in 1995 was ek 'n voltydse evangelis. So ek het die wêreld vol gegaan en crusades gehou en mense van die Here vertel en mense uitgenooi na die Here toe. So elke diens is daar 'n uitnodiging. Kom, versoen met die Here. En ek vra vir die Here, hoekom huil hy so, terwyl hy nou so by my bed staan, en die Here sê, ek huil oor 'n stikkende wêreld, 'n verlore wêreld. En vir die eerste keer toe ek in die oë van die Here kyk, sien ek hoe die Here voel oor mense wat verlore is, op pad is na 'n ewige hel toe. En dit gryp my aan die hart, en die Here sê vir my, ek stuur jou met 'n nuwe boodskap. Ek stuur jou met 'n nuwe boodskap in die wêreld in, maar hoe kan ek jou stuur na die wêreld as jy nie weet hoe ek oor die wêreld voel nie? En dit was my so 'n aangrypende oomblik, want op daai oomblik besef ek my eie geestelike hoogmoed.
En 'n mens kom dit nie eens agter nie. As jy in 'n huis groot geword het waarin die Here gedien is, dan kom jy dit nie eers agter nie. Jy kom nie agter dat jy eintlik uit die hoogte uit met 'n sondaar praat nie. Passie vir sondaars, ja, maar jy's hier en jy nooi eintlik die sondaar, kom hier na waar ek is, terwyl Jesus dit nooit so gedoen het nie. Hy het afgegaan na waar die sondaar is. En ek dink dis die verskil vandag. Die kerk van die Here wil hê mense moet daarin kom om by die Here uit te kom, terwyl die Here se opdrag eintlik is, gaan maak disippels, gaan af na waar die wêreld is. En dis die groot verskil. En dis hoekom vat jou dorp terug vir my so 'n asemrowende inisiatief van die Heilige Gees is, want dis nie my plan nie, dis nie ek nie, dis die Gees van die Here, wat se hartklop is dat 'n hele dorp gered sal word. Maar ek hoor die Here se stem sê, die kerk moet weer op die markplein kom, en die kerk moet gaan waar die verlore en stikkende mense is, want die stikkende verlore mense gaan nie daar kom nie. Ons moet daar gaan, en dan gaan haal ons hulle hiernatoe, en dis die eerste stap in hoe wen ek my dorp vir die Here, is 'n passie vir siele, 'n passie vir die plan van die Here. As jy nie dit het nie, as jy nie huil oor mense wat verlore is nie, in plaas van mense veroordeel wat jy sien wat in 'n toestand is. En ek sê vir jou, dit het my aan die hart gegryp, want ek het in wêreldstede gekom en dan staan in die nag en sien jou staan die prostituie op die strate. En dan dink ek, hoe kan 'n vrou so lewe? En in die tussentyd ween die Here oor haar. En sien ek hierdie fariseer gees, né? En Jesus ween oor haar, sy hart is gebroken daaroor. Daardie oomblik het my hele lewe verander. En van daardie oomblik af kon ek nooit weer dieselfde gewees het nie. Ek kon nooit weer dieselfde na mense kyk nie. Ek kan nooit weer veroordelend wees oor mense se lewens nie, maar my hart breek net want ek het gesien hoe voel die Here oor mense. En dit is geen wonder, die Here se woord sê, hy los die 99 in die kraal en hy gaan soek die een wat verlore is. Die 99 in die kraal verteenwoordig ons dan die kerk van die Here, né? Hy los die kerk, wil ek dan amper sê in aanhalingstekens, en hy gaan soek die een wat verlore op die straat is. Dis hoekom Jesus die meeste van sy bediening op die markplein gedoen het. Nie in die sinagoges nie, want daar het hulle hom uitgedryf. Weggejaag, uit die kerk het weggejaag. Dis so 'n belangrike konsep wat ons moet verstaan as ons dink aan ons dorpe. En vir my het die kerk van die Here eintlik geslote kringetjies geword. Ek hoor hulle, ek sien hulle oral waar ek gaan. Hulle is in hierdie geslote deure in hulle bomskuilings op 'n Sondag, en dan Maandag dan is hulle weer uit en hulle is duik hier ondergronds en hulle is geheime Christene, en jy hoop jy maak dit net weer na volgende Sondag toe en dan service jy weer, en ons is net so bly as jy 'n groepie bymekaar is en ons loof die Here, ons het dit net oorleef vir nog 'n week. Terwyl die Here ons, wil ek sê, uitdaag, kom waar die nood is, kom waar die behoeftes is, daar gaan jy my vind, en daar is die wonderwerke, want die meeste wonderwerke wat die Here gedoen het, was op die markplein, in die wêreld. En as jy weer wonderwerke wil sien gebeur, moet jy op die markplein kom, en in die eerste plek moet jy dan verstaan, hoe voel die Here oor mense. Ek wil jou sê, nadat die Here aan my verskyn het, ek die hele nag omgehuil. Toe my vrou die volgende dag by my kom, toe sê sy, wat het hier gebeur? Want ek het net my hoogmoed besef, en ek het net begin bely, en ek het gesê, ek is jammer Here, en vergewe my Here, en maak my hart soos U hart Here, maak my hart klop soos U hart klop, o Here. So dis waar vat jou dorp terug vir die Here begin. Dis waar die reddingsplan van die Here begin. En 'n gemeente en kinders van die Here wat daai verstaan, gaan die hand van die Here sien beweeg op maniere wat jy nie gedink het moontlik is nie. Ons het ook uitgevind, toe ons begin raak aan die wêreld, en ons begin raak aan siele, het die Here vir ons gemeente begin sorg op bo-natuurlike maniere. Het die Here net verantwoordelikheid, wil ek sê, gevat, ook om sy werk in stand te hou. Ek onthou, ons het 'n Love Revolution gedoen, waarin ons uitgereik het na skole toe, reg oor Suid-Afrika. Sonder dat ons enigiemand geld gevra het, het ons met Johannes Evangelies uitgereik, en ons het Johannes Evangelies in skole uitgedeel, bokse vol, gratis, vry en verniet, het ons Johannes Evangelies uitgedeel, en kinders gechallenge, om elke dag een hoofstuk van Johannes te lees en dan 'n liefdesaksie daarmee saam te doen om uit te reik en aan die wêreld te raak met die liefde van die Here. En verder aan gaan ek weer met jou in ons volgende programme met jou praat oor hoe die Love Revolution gewerk het.
Maar 'n man bel die kantoor, ons kerkkantoor, en hy vra, wat is julle besig om vir die Here te doen? En ons gemeentebestuurder sê, wel, die groot ding wat ons nou doen is, ons doen die Love Revolution. En ons reik uit na skole reg oor Suid-Afrika. Dit het niks met die gemeente te doen nie, dit het niks met die opbou van die gemeente te doen nie, maar dit het met die wêreld te doen en ons raak aan 'n verlore gaande wêreld. Die man sê vir my, gee my julle bankbesonderhede. En die maandag, toe ek nou op pad terug van ons uitreik met die Love Revolution, bel my kantoor my en my gemeentebestuurder sê vir my, terwyl ek nou daar in die veld was, het hierdie man die maandagmôre in ons gemeente se rekening inbetaal R250.000. 250.000 rand. Hy is nie in van ons kerk nie, hy is in 'n ander kerk, hy is nie in ons gemeente nie, maar omdat ons aan siele geraak het, het die Here net vir ons gemeente 'n boost gegee. Daar begin dit. Nou sê die Here se woord mos, hy wil nie een moet verlore gaan nie, maar dat almal gered sal word. En ek het dit eintlik nog nooit gesien nie, nee. Ek het nog nooit 'n dorp gesien waar almal gered is nie. En tog kan die Here nie lieg nie. Die Here se woord kan nie lieg nie. So dis vir my baie belangrik dat jy hierdie sal verstaan as ons praat van red ons dorp of verander ons dorp, dan jaag ons vir 'n dorp wat gered is. Hoor jy my? Ons jaag vir 'n dorp wat gered is op grond van die Here se woord wat sê hy wil nie een moet verlore gaan nie, maar dat almal gered sal word. En toe kom ek in Argentinië, waar daar al oor die 30, 40, 50 jaar lank herlewing aan die gang is. En hier kom ek by 'n stad met die naam van Androuk, en die stad van Androuk het op daai stadium so 70.000 inwoners gehad. En die groot baptistekerk in Androuk was die hoofkwartier, dit was die war room, die oorlogskamer vir die stad van Androuk. En hulle vat my onderin, is daar 'n basement, 'n kelderverdieping, 'n massiewe saal. En teen die saal se mure is elke woonbuurt van die stad geplot op 'n kaart. Elke straat, elke huis, elke huisnommer. En in elke blokkie van elke huis is die mense wat in daai huis is se name geskryf. En elke huis is gemerk, is gered of is nog nie gered nie. Hulle weet presies wie in die stad gered is en wie, en hulle elke Januarie, dan kom hierdie like-minded mense oor kerkgrense heen. Hulle is die gevegsgroep vir die dorp van Androuk. Kom hulle by mekaar en dan kyk hulle, waar is daar nog nie gered nie en wat sê die Here, wat is die gevegsplan en hoe moet hulle uitreik? Hoe gaan hulle daai siele ook vir die Here wen? En dan word die aksies beplan vir die jaar. So op daai stadium toe ek daar was 95% van Androuk se mense wedergebore kinders van die Here. Oral waar jy kom, ontmoet jy kinders van die Here. Oral waar jy bedien word, word jy bedien deur die kinders van die Here en ek sien 'n stad kan gered word. En dis my mission, maar nou, onthou nou, dit werk met 'n plan, dit gebeur nie sommer net nie, jy kan nie ook maar net sommer bid dat dit moet gebeur nie, daar moet 'n gevegsplan wees. En is al hoe ons 'n dorp vir die Here gaan wen. So dit begin by, ek glo die Here kan dit doen, en dit begin by 'n passie vir mense. So, as jy daai in plek het, dan vra ons die tweede vraag, hoe gaan ons dan ons dorp vir die Here wen? Matteus 12 vers 29 en ook in Markus 3 vers 27 sê, jy kan nie ingaan by 'n sterk man se huis en sy goed vat as jy hom nie eers gebind het nie. Dis 'n belangrike sleutel, dat daar oor elke dorp 'n sterk man is wat daai dorp beheer. Dis in die geesrealm waarvan ek praat. En nou sê die Here se woord, jy gaan nie jou dorp vir die Here vat, as jy nie eers die sterk man wat oor hom is, gebind het nie. Nou, ek weet vir baie kinders van die Here is dit 'n baie vreemde konsep, want onthou, kom ons gaan lees maar net weer in Efesiërs 6, hiervan vers 10, 11, 12, van sê Paulus, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons dink partykeer dit is, nê, dat ons stryd mense is in allerhande goed is, maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste in die lig, en as hy owerhede en magte, principalities in die geesrealm. So, daar's 'n sterk man oor elke dorp. So, die eerste ding is, jy kry die like-minded by mekaar. Gemeentes wat wil saamwerk, bidgroepe wat wil saamwerk, kinders van die Here wat sê, kom ons doen iets om ons dorp vir die Here te wen, kom by mekaar. En ons gaan begin gesels hieroor. En die eerste ding wat julle doen dan is, maak 'n lys van die goed waarmee jou dorp die meeste sukkel. Wat gaan in jou gemeenskap aan?
Ry 'n bietjie weer rond in die dorp. Kyk, waar's die verval? Wat is die verval? Wat bring die verval? Kyk rondom jou, wat gebeur? Praat 'n bietjie met mense. Dit sal goed wees as jy met 'n skoolhoof gaan praat en hoor waarmee sukkel jy in jou skool. Gaan kuier vir die polisie en vra vir die polisie, wat is die groot goed waarmee julle sukkel? En as julle hierdie inligtingversameling gedoen het, dan kom julle by mekaar en dan begin julle 'n lysie maak. Wat is die goed dan in ons gemeenskap waarmee daar die meeste gesukkel word? En jy maak 'n prioriteitslysie. Jy rangskik dit. So dan gaan jy begin agterkom, wie is die sterk man in hierdie dorp? Dit kan armoede wees, dit kan siekte wees, dit kan verslawing wees, dit kan verwarring wees. Gee die sterk man oor jou dorp 'n naam. Identifiseer die sterk man oor jou dorp. Dit is dan die eerste belangrike stap wat jy gaan doen om jou dorp vir die Here te wen. Die tweede ding is, ons besluit dan, ons vorm 'n weermag van gebedsvegters wat hierdie sterk man gaan onttroon. Ons gaan ons dorp uit sy kloue uithaal. Net gebedsvegters kan dit doen. Onthou, ek praat nie net van bidders nie, asseblief, hoor my mooi, ek praat nie net van bidders nie, net gebedsvegters gaan dit kan doen, en ons gaan 'n bietjie praat oor, wat is die kwaliteite daarvan, en kom ek sê jou wat, ek sien dit nie in gemeentes nie, ek sien nie gebedsvegters in gemeentes nie, ek sien voorbidders, en hulle is ook belangrik, voorbidders is ook belangrik, maar hulle gaan nie 'n dorp vat vir die Here nie, hulle gaan nie in die sterkman se huis in nie, hulle gaan nie daarin nie. Ek het vreeslose, en ek dink die Here, kom ek sê eerder die Here, het vreeslose gebedsvegters nodig, wat opgelei is, wat toegerus is, wat nie bang is vir daai sterk man nie, wat ingaan met die krag van die Heilige Gees. Want die een ding wat jy nodig het om 'n sterk man te gaan ontwapen, is autoriteit. Daardie gebedsvegters moet opgelei wees, hulle moet die regte wapens hê, want Paulus sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar is geestelik, om dan vestings neer te werp, to destroy strongholds. Wapens, maar dit begin dan by autoriteit. Jy moet autoriteit kan vat oor die sterk man. En hier is nou die belangrike ding. Autoriteit kom uit intimiteit. Jy het nie autoriteit as jy nie intimiteit het nie, want jou autoriteit kom uit die Here uit, en dit kom uit die Here se teenwoordigheid uit. En as ons by intimiteit wil uitkom, dan begin ons by berou, en ons begin by bely. Ons maak ons lewens skoon. Ons laat partykeer te veel goed in ons lewens toe, en ons laat dit maar gaan, en ons verstaan nie dat dit ons van autoriteit beroof nie. So, as jy nou regtig intimiteit wil hê, dan begin dit by 'n skoonmaakproses, en as jy nou baie effektiewe skoonmaakgebed wil bid, dan gaan jy na Psalm 51 doen, uit die Message. Gaan kyk wat sê Psalm 51 in die Message. Skryf hom oor in 'n gebedsdagboek, in 'n gebedsjoernaal. Vat daai verse, sit jou naam daarin, maak dit persoonlik, skryf elke een van daai verse oor in jou eie woorde, met jou eie naam daarby, en dan begin jy daai gebed te bid. Die groep kan dit ook saam bid. Dis 'n reinigingsgebed, dis 'n skoonmaakgebed, dis 'n gebed waarin ons die Here vra om ons te herstel. Dis die gebed wat Dawid gebid het, nadat hy geval het met Batseba. So, intimiteit kan eers begin as ek skoon geword het. As ek voor die Here kom staan en ek bely my skuld. Daar's nie 'n ander way nie. Dalk moet ons ook verdeeldheid tussen die kinders van die Here en tussen gemeentes bely. En vir die Here vra, vergewe ons Here, dat mense vir hulle eie koninkryke gejaag het en hulle eie koninkryke gesoek het. So hierdie proses is 'n verskriklike belangrike proses. So ek dink ek gaan nou vir vandag tot daartoe met jou gaan. Volgende week gaan ons 'n bietjie verder oor hoe kan ek my dorp vir die Here terugvat. Ek wil jou weer uitnooi. As jy wil hê ons moet kom en hierdie notas met julle kom aanbied, julle vrae beantwoord en help om 'n gevegsplan vir jou dorp aan die gang te sit. Hoe werk prayer walking? Hoe werk dit as ek in my straat wil bid? Hoe bid ek vir my bure? Ek kan ook vir jou 'n gebedstoolboks gee, vol van kragtige gebede. As jy die gebedstoolboks wil hê, kan jy ook na ons webwerf toe gaan by www.prayerevangelist.com.
of skryf vir my 'n e-pos, laat weet vir my, die e-posadres gaan jy ook daar kry, arendegebed@gmail.com, daar's hulpmateriaal daar. Kom, ons kry momentum aan hierdie aksie en ons roep die weermag van die Here op. So, wanneer ek kom na jou toe, dan vra ons jou nie geld nie. Ek wil nie een dorp moet dit mis oor, ons kan dit nie bekostig nie. Veral op klein plekkies, nee. Partykeer, dit verstom my dat jy vestings van die duiwel kry op plekke waar jy eintlik dit nie verwag het om te kry nie. Onopvallende plekke. En partykeer is dit op klein plekkies. En dan maak die Here dit oop wat 'n hele streek kan beïnvloed. So, as jy ons wil nooi, dan bel jy my, of jy stuur my 'n e-pos, of gaan op ons webwerf, en dan klik jy daar, en dan gaan ons met jou praat. Onthou, ons boeke is daar, by www.prayerevangelist.com, gaan jy al ons boeke kry, om jou te versterk, om jou weerbaar te maak. En jy moet gou spring, want ek kan net 1 'n maand doen. Dit vat baie voorbereiding en dit vat baie gebed om dit te kan doen. Maar een ding weet ek, ons is op die rand nou van die grootste beweging van die Heilige Gees wat ons nog in hierdie land gesien het. Ek hoor die Gees van die Here sê, a mighty move of the Holy Spirit will flatten every mountain. En ek weet jongens, partykeer baie moeilik om mense te probeer oortuig. Jy het ook dalk baie vrae en jy wonder oor baie goed. Maar ek dink dis nou tyd om net te beweeg saam met die Heilige Gees. Jy kan nie nou, ek moet nou eers 'n kerkraadsvergadering hier oorhou nie. Dis tyd om te beweeg. Hierdie wêreld is nader aan die rand van die afgrond as wat dit ooit was. Ons hoor dat president Trump ander lande vra om betrokke te raak nou by die see van Hormuz om olievoorraad te vry te kry, om dit te laat weer los te laat. En daar's 'n klomp lande in Europa wat hy uitnooi. Kan jy sien dat al meer en meer gaan ingetrek word in 'n magtige oorlog? En kan jy sien, die oor het om te hoor, dat hierdie oorlog gaan oor olie? En dat die Openbaring vir ons vertel eintlik dat daar gaan 'n tekort aan olie in die wêreld wees. En daar gaan nie meer olie wees en petrol wees nie. So ons is so naby nou aan die einde. Wie ore het om te hoor, laat dit hoor. Ek wil jou oproep. Nou is die tyd dat ons sal hande vat en aggressiewe gebedsvegters word om Suid-Afrika hierdie kans te gee om te posisioneer. Jy hoef net rondom jou te kyk om te weet Suid-Afrika het die Here nodiger as ooit. Jy hoef net in ons dorpe rond te kyk om te weet hierdie land het die Here nodiger as ooit. So, as jy 'n oor het wat kan hoor en jy hoor my stem, maak kontak dat ons kan opstaan en saam staan en vir die Here 'n slag in hierdie land kan slaan. So, die eerste belangrike ding is dat jy die like-minded by mekaar kry. Ek hoef ook nie te kom nie, as jy die like-minded by mekaar kry, dis waar dit begin. Reël 'n byeenkoms, kry die like-minded by mekaar en sê, ons gaan ons dorp terugvat vir die Here. Die tweede ding is, ons gaan kyk wie is die sterk man in ons dorp. Ons gaan net 'n bietjie inligting insamel. En dan gaan ons sê, ons wil gebedsvegters wees. En ons gaan vra, Here, rus ons toe om 'n gebedsvegter te wees vir hierdie dorp van ons. Dit is 'n weermag vir jou dorp, waarin die Here se heerlikheid geopenbaar kan word. So, ek sien uit daarna van jou te hoor, en mag jy deel wees van 'n weermag wat sien hoe die Here dorpe verander.